Die Incredibles is skreeusnaaks. Dis 'n fliek wat gaan oor hierdie gesinnetjie. Hulle het almal superkragte, maar die ding is hulle mag nie hulle superkragte uitleef nie. So die wêreld mag nie weet hulle het superkragte. En wat nou gebeur is in die praktyk dink die mense, hierdie ouens is doodnormaal, hierdie ouens is net soos ons en hulle hanteer hulle ook net soos doodnormale mense. Maar die ding is, wat nou gebeur is, hulle is besig om hierdie stres en goed wat hulle by die huise of by die werk het, in te bring huis toe. Want hulle kan nie, hulle wie hulle is, kan nie uitleef. En so dinge raak ondenkbaar. So in hierdie een scene, dan sit hulle om die tafel en hulle probeer eet. Maar later beklei die twee oudste kinders so dat hulle uiteindelik die pa en ma uiteindelik moet inspring. En hulle moet die tafel oprig en alles lyk of die huis in mekaar gaan val. Bloot omdat hulle net eenvoudig voel hulle word vasgedruk, hulle voel hulle kry nie gekommunikeer met die wêreld nie, hulle voel hulle kry nie hulle self daar buite uit. En as ons mooi oor dink, is dit nie ook baie keer so in ons verhoudings nie. Is dit nie ook baie keer so hoe dit gaan in ons huise nie. Vir die wêreld daar buite is ons hierdie doodnormale huisgesin. Ons is hierdie perfekte ouens wat inpas en goed is vir die samelewing. Maar wanneer die deure toe gaan en wanneer die gordyne toe is, dan word dit onhoudbaar. Word die teenoorstelle van hoe 'n Christen verhouding behoort te wees. Christen verhouding is bedoel om mekaar op te bou. Christen kommunikasie moet opbou. Dit moet die ander persoon laat groei. En dit moet brûe van eenheid bou. Dit moet alle vijandige mure afbreek. Dis wat die bedoeling is met Christen kommunikasie. En dit kan slegs gebeur as kommunikasie open is, as dit eerlik is en as dit die waarheid is. Dis al manier hoe mens kan regkry om ons op te bou, om groei te bewerkstellig en eenheidsvorming te bring. En dis waarvan Efesiërs 4 en 5 praat. Dis half hierdie walk the walk tipe geloof. Dis iets wat ons nie net van praat nie, maar dis iets wat ons absoluut doen. En die vraag is hoe doen ons dit? En ek stem saam met Adams as hy sê, die mens se skouers, ons Christen se skouers is net breed genoeg om eendag op 'n slag te kan hanteer. En jy sien, as ons dink aan die toekoms en ons vrese vir die toekoms, of ons dink aan die verlede en in die verlede hou ons terug, aan dinge in die verlede wat ons terughou en keer dat ons verhoudings kan uitleef, dan keer dit dat ons vandag nou ons gawes kan uitleef. En dis wat ek bedoel. So in Matteus 5 vers 18 sien ons dat Matteus 5 en Matteus 18 sien ons dat die Here sê, as jou broer teen jou sondig, of as jy teen jou broer sondig, albei gevalle, gaan dadelik, los alles en gaan maak dit reg, so kommunikeer dit uit. En as manier hoe mens werklik in kommunikasie dinge uitsorteer is as jy in jouself in liefde gee, as jy in liefde dien. En dis wat Adam sê, as ons kyk in sy boekie vanaf bladsy 41 af, dan sê hy dit. Ons mekaar so in liefde dien, want dit is wat God gedoen het. Hy het homself kom gee, sy seun kom gee, Johannes 3 vers 16, uit liefde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Dan lees ons in Galasiërs 2 vers 10, omdat God my lief het hy homself gegee vir my. So ook Romeine 12 vers 20 sê die Here daar, luister, as iemand honger is, gee hom kos, as iemand dors het, gee hom water. So Christen se kommunikasie, Christen se of dit nou
verbaal is of nie verbaal is nie, maar ons moet gee, kommunikeer. En jy sien, gee en liefde verander enige atmosfeer waarbinne mens is. Waarbinne jy kan bevind. En dit is ons superkragte. Ons is soos Incredibles. Ons het hierdie superkrag. Ons kan mense verander. Ons kan hoop bring in 'n wêreld. Ons kan verhoudings, al die mure wat daar is tussen verhoudings kan ons breek deur in liefde gee te kommunikeer. Jy sien, God is die outeur van kommunikasie. Toe God die aarde gemaak is, sê die woord, hy het nie net gedink en die aarde was daar nie, hy het gespreek. Hy het gekommunikeer en wat hy gekommunikeer het lewengewend gewees. Toe Adam en Eva in die tuin is, die eerste woorde wat hulle hoor, was nie mense woorde nie, maar wat was woorde van God, want God het homself geopenbaar deur woorde. Hy het nodig gehad om aan Adam en Eva te interpreteer wie hy is. En hy het dit gedoen deur homself te openbaar as die God wat gee, as die God wat daar is, as die een wat in beheer is. En so kan ons ook deur te kommunikeer, kan ons woorde gebruik om hoop te bring. Ons woorde gebruik om wie God is, te interpreteer van 'n wêreld wat hom nie ken nie. 'n Wêreld wat liefde nodig het. 'n Wêreld wat mure afgebreek wil hê. Mure wat eenheidsvorming teewerk. So gebruik jy superkrag. Moenie jou superkrag nie toelaat dat wat daar buite gebeur jou huis versier, wat daar buite gebeur jou verhoudings versier nie. Fokus in liefde op die persoon voor jou. En laat jou kommunikasie hom opbou, laat jou kommunikasie sy persoonlike groei laat stimuleer en laat jou kommunikasie 'n band smee tussen jou en hom en tussen hom en God. Kom ons gaan doen. Kom ons gaan wees open met mense, kom ons gaan wees eerlik met mense, kom ons kommunikeer in waarheid, die grootste waarheid wat daar is. So as 'n God wat leef, en as 'n God wat wil bring, gesinne herstel, verhoudings herstel. En leef jou superkrag.